Ons lees die oordenking vir die 21ste Junie uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Die opskrif vanoggend is geurende offers. Ons teksvers uit Eksodus 30 vers 22 tot 25 sê: Die Here het verder vir Moses gesê: gebruik die standaardmaat van die heiligdom en meet die volgende speserye af: 500 dele vloeibare mirre, die helfte so vol geurende kaneel, 250 dele geurende kalmoes, 500 dele kassie en 4 liter olyfolie. Maak daarvan gewyde salfolie, goed gemeng soos wanneer 'n vakman parfuum maak. God het Moses opdrag gegee om die reukofferaltaar op te rig. Hy wou hê die volk moes hulle aanbidding en lof sigbaar toon deur die reukoffers wat Aaron namens hulle bring. Sy aanwysings oor die samestelling en hoeveelhede van die reukofferspeserye was baie spesifiek. Die geur was besonders en die versoeking waarskynlik groot, maar die reukoffers was net vir God bedoel. Die offer het 'n sentrale plek in die Israelitiese aanbidding ingeneem, in die tabernakel en ook in die tempel. Dit was Aaron, die hoëpriester se taak, om 2 maal per dag reukwerk aan God te offer. Dan het die lieflike mengsel van gesogte en kosbare speserygeure die heiligdom gevul en na die res van die tabernakel versprei. Dit het waarskynlik ook aan Aaron se priesterlike gewaad gekleef. Deur die offer het daar 'n intieme ontmoeting tussen God en sy volk plaasgevind. God het die aanwysings gegee en Aaron het die speserymengsel op die gloeiende kole in die goue altaar geplaas en verbrand, totdat alles van die geur deurtrek was. Ons gebede word met kosbare reukwerk vergelyk. God verlustig hom en sy kinders, wat hulle bakke vol gebede voor hom neersit. Die geur daarvan vul sy troonkamer en sprei dwars oor die aarde. Vader, ek bring my reukoffer vol dankbaarheid aan U. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat hier beskikbaar is.